Dit is 'n groot voorreg om nou met Corneille Mulder te gesels. Hy is die leier van die Vryheidsfront Plus en dit is hier by Nampo. Selfs politikuste kom Nampo toe en kom geniet hulle dag hier by Nampo. Corneille Mulder, baie welkom hier by Pretoria FM. Groot waardering, baie dankie vir die geleentheid. Dit is 'n regte voorreg en die werk wat Pretoria FM doen is fenomenaal. Dit is vir my baie belangrik om hier te wees. Ag, dankie dat jy vir ons tyd gemaak het. Eerstens, Nampo 2026. Eerste indruk. Ongelooflik, soos altyd, om die waarheid te sê, ek woon in 'n stad daaronder in die Kaapstad, soos hulle sal sê, maar dit is nog in Pretoria, en daar's verkeer, maar daai verkeer is nie 'n patch op wat ons vandag hier ervaar het nie. Moenie eers begin praat so 9 kilometer voor die parkeerarea die verkeer tot stilstand gekom, maar die indruk is oorweldigend positief. Dit is fantasties om te sien, ten spyte van die uitdagings, die landbousektor en die hele wêreld daar rondom gaan met rasseskrede vooruit. Ek weet as mens oor landbou praat, dadelik outomaties wil mens in uitdagings gaan, want ons weet daar's baie, ons weet daar is net faktore wat 'n rol speel in landbou wat mens eenvoudig nie oor beheer het nie. Ek wil weet op die oomblik, wat sal die mees relevante of brandende kwessie wees in Suid-Afrikaanse landbou op die oomblik? Ongelukkig of ons daarvan hou of nie, dis back and closer. Dit is 'n katastrofe wat ons getref het. Dis ondenkbaar dat die geleentheid soos Nampo hierdie jaar sonder die beeste en die diere is wat dit betref. Dit is ongelooflik. Ons kan dit nie dink nie, dis hartseer. Maar dit is 'n geweldige uitdaging en 'n katastrofe wat regtig gekom het. En nou moet ons dit hanteer. Maar ek is oortuig daarvan die landbousektor in die verlede het reeds gewys. Hulle oorkom enige uitdaging en hulle sal hierin ook oorkom. Daar geen twyfel nie. Ek voel altyd so sterk oor mag ons nooit ophou positief praat oor ons landbou, ons produsente, ons boere. Is dit 'n mening wat gedeel word by die Vryheidsfront Plus? Absoluut, ongelooflik. Maar daar's goeie goed wat gebeur. Daar's ongelooflike goeie goed wat gebeur. Kom ek gee jou 'n idee. Die feit dat president Trump gekom het verlede jaar en daardie uitvoerende bevel wat hy gemaak het, hy gesê het hy gee vlugtelingstatus. Ek dink hy soek ons boere. Hy soek regtig ons boere, want die feit is, op die oomblik is daar ongeveer 20,000 jong Afrikaner boerseuns wat werk op plase in die VSA en hulle is geweldig beïndruk met daai jong manne en sê hierdie ouens weet wat hulle doen. Ek dink as dit van hulle afhang sal nie rus voor hulle elke boer van ons hier weg het nie. En my boodskap weer aan hulle was gewees, ek gaan alles my vermoë doen dat nie een gaan nie. Inteendeel, ek wil hê daai 20,000 boerseuns moet terugkom. Ons het hulle hier nodig. Bly in Suid-Afrika. Hierdie is jou huis, hierdie is jou wortels. Kom boer en kom plant hier by ons, maar natuurlik, die wonderlike van ons landbougemeenskap, spesifiek die Afrikaner boere wat ons hier gekry het is, om 'n absolute sukses te maak in Afrika. Ons weet hoe, ons kan vir die wêreld wys hoe, die potensiaal is enorm, die grond is goed, alles is reg, maar ons kwaliteit van ons mense is tops in die wêreld weet dit. Beste boere in die wêreld. Hoor. Dit is vir my altyd geweldig belangrik om te weet, ons is nou hier by Nampo, en ons sien hoe Nampo elke jaar groei en verbeter, en soos wat ons hier buite kyk, sien ons die jong manne met hulle vellies en hulle kepse en hulle glimlagte hier rondloop. 'n Gebeurtenis of 'n soos Nampo, hoekom sal jy sê is dit belangrik vir Suid-Afrika om hier te wees, om deel te wees? Eintlik, hierdie is nie net 'n expo nie, dit is regtig 'n liefdesverhaal. Hierdie is ons liefdesstorie met landbou, né? Absoluut, dit is ons mense. Om 'n idee te gee, toe ek leier van die party geword het, so 15 maande gelede, het ek gesê, wat ek moet doen is, gaan posisioneer jouself by wat brand in die hart van jou eie mense. En as jy kyk rondom jou, die jong mense, soos jy tereg nou sê, met hulle vellies, die jong manne, dit is ons mense, en hulle harte, wat in hulle harte brand ook in die Vryheidsfront en in my hart. En dit is die volgende geslag, dit is die jong ouens wat gereed is om oor te neem. Hulle gaat hulle nie laat onderkry deur niemand nie. As ek dit mag sê in stoute terme, ons het die British Empire oorleef. Ons sal die ANC ook oorleef. Nou, ek dink ons kan nie van hierdie geleentheid laat verbygaan nie. So natuurlik van my kant af, as ons die jong boere oor see op die oomblik, as ons hulle kan terugnooi. Ek nooi hulle met oop arms terug. Kom boer hier in Suid-Afrika. Ek dink dit is ongelooflik. Wat sal jou boodskap wees om hulle terug te kry en om hulle hier te hou? Ons het julle nodig, ons het julle elkeen nodig. Ons is op die vooraand van totale ingrypende verandering in Suid-Afrika wat ons 'n nuwe regering gaan saamstel binnekort in die toekoms, nie te ver van nou af nie. Van wat ek noem die goeie mense in Suid-Afrika. Ons het nou 30 jaar gehad van probleme, met alle respek. Ek dink die tyd het gekom. Daar's 'n nuwe tyd nou wat ek dink ons die ding totaal kan omdraai en ek het elkeen van daai jong mense nodig. Jy moet hier jouself kom doen.
Afrika lê oop voor ons en ons kan dit regtig suksesvol maak. Ons het julle nodig, kom huis toe. En daar wag vir jou boeretroos, malva pudding en melkkos as jy terugkom. Dit is dan Corneille Mulder, die leier van die Vryheidsfront Plus. Dankie dat jy saam met ons gekuier het vandag. Geniet Nampo verder en hou maar 'n keps op die kop en die sonbrandroom naby. Groot waardering, ons maak so.